Right, ons is hier in die Oeverberg vandag. Ek kuier hier by Rinus. Hy gaan my meer vertel. 'n DBX planter, nê. Daar's een van hulle nuwe generasies. Presies hoe lyk hy? Hoe werk hierdie storie? En hoe werk alles op hom? En dan hoe spek jy daai ding op die einde van die dag? Laat hy presies is vir jou boerdery. So kom ons luister. Rinus, hoe gaan dit? Goed, dankie man. Nee, wat lekker dag hier in die Oeverberg. Praat jy, nê? Okay, DBX, nê, by julle planters. Verduidelik my gou, toe julle nou begin het om die goeders te bou, ensovoorts, wat was jou uitgangspunt gewees rondom, wat wil jy graag in 'n koringplanter gehad het, wat moes die ding regtig kan doen? André, die eerste en die belangrikste van enige instrument, jy moet sy job reg doen. Ja. En by 'n planter, hy moet die saad en die kunsmis en die plasing van die saad met betrekking tot die kunsmis op die mees optimale plek sit vir plantontwikkeling. Ons wil oes. Ons wil eintlik nie plant nie. Ons plant om te oes. Dis baie waar, nee. Is oes. En dit help nie ons voeter rond met tierlantynkies as ons nie saad en kunsmis akkuraat kan plaas. So, die tweede ding is, ekskuus ek val jou in die rede. Nee. Die tweede ding wat ons belangrik is, die ding moet hou. Want dit help nie, jy doen jou job reg, maar jy kry nie jou job gedoen nie. In 'n plaas, ek is van 'n plaas af, ek het groot geword. Dit is bitter moeilik. Of dit sit jou onder baie druk wanneer jy wil plant en jou toerusting laat jou investeer. En daarom het ons toerusting gebou wat absoluut betroubaar is. Meer as een seisoen, maar definitief ten minste totdat die seisoen verby is. Ja, maar jy weet, dis ook, en ek weet nie, soos die jare aanstap, voel dit vir my amper of, ek sê altyd, dit voel of iemand die klok aandraai, maar dit voel toch of die plantvensters net nog korter en korter word, wat jy actually het om in te kom. Jy sit met 'n laat reën en, of baie jare wat dit laat reën en jy dalk miskien net 10 dae of 'n week om te plant, of 2 weke, dan moet jy klaar wees. En ek neem aan, dis dan basies waar julle goed nou na die party toe kom. Dis heeltemal reg. Dis reg. Jy kan staat maak op wat jy het. Okay, nou verduidelik my gou hierso, nê? Jou hierdie basiese planter. As ek nou wil begin, waar begin ek met die basiese komponente van die planter en hoe bou ek hom dan uit daarvan af? Okay, behalwe nou die planteenheid, wat standaard is op enige van ons reekse. Ons het 6 reekse planters. En ons het in die reekse weer baie modelle wat in die reekse lê. Soveel so dat ons op die ou end hier in die orde van 40, 45 modelle het. Dit is sonder die airseeders. Die airseeders op hulle eie is ook daar ook 3 series. Toby 2 en Toby High en drawbar mount het. Hierdie is 'n drawbar mount. So ek kan amper by jou kom kuier en ons bou ons Legos, net wat ons wil hê. Net soos wat jy dit wil hê. En dan die eerste vraag is, watter trekker het jy? Hoe groot trekker het jy? Of as jy vir jou 'n trekker wil aanskaf, na watter perdekragreeks kyk jy? Ja. Want ons vat 8 perdekrag per planteenheid. En dan sê ons, okay, trekker, perdekrag gedeel deur 8. En dit sê vir ons, dis die planter wat die trekker kan wegsleep. Is jy tevrede met daai wyte, gaan jy jou lande gedoen kry? En dan sê ons, okay, hoeveel hektaar het jy om te plant? Want ons praat van 'n hektaar per meter planter. So as jy 4,5 meter planter het, dan kan jy 4,5 hektaar of 'n halwe hektaar per meter planter. Dan kan jy 2,5 hektaar per uur plant. Ja. As jy 'n 10 meter planter het, dan kan jy 5 hektaar per uur plant. So die helfte van jou meters van jou planterwyte bepaal wat jou produktiwiteit gaan wees. Mits jou laai en herlaai van jou ligsaai-stelsel binne perke is, ons praat van tussen 15 en 20 minute is. As jy praat van 'n plantereenheid, ek wil net seker maak, dit is nou een van hierdie tande, byvoorbeeld, wat hier vasbout aan die raam. Right, so hierso is ene, daarso is een daarvoor, hierso is nog ene, nê? Ja. Right, en jy sê, hoeveel, gooi net weer vir my terug na hulle die perdekragsom toe? Dit is 8 perdekrag per planteenheid. Yes. Nee. Dit sluit in die kragbehoefte wat die fan nodig het wat die ligsaai-stelsel ligdistribusie van die saad en kunsmis doen.
dan vat ons daai hoeveelheid planteenhede en die boer besluit of hy 'n 260 spasiering wil hê in koring, of hy 'n 300 spasiering of hy 'n halfmooi wil gaan tussen 280 spasiering. En dan vermenigvuldig ons daai planteenhede met die ryspasiering en dan sê ons okay, dit is die meter wyte planter wat hy gaan hê en dit gaan sy produktiwiteit wees. Daarmee kan hy aandurf. Gaan hy binne die plantvenster gemaklik sy seisoen kan aandurf met soveel dae wat hy tot sy beskikking het, ingeaggenome reendae en so meer. So dis die oorhoofse besluit wat jy maak en dan moet hy besluit hy gaan 'n groter planter nodig hê of hy sal 2 planters moet nodig hê. En as daaruit bepaal hy dan sê al is sy trekkerkapasiteit genoeg of moet hy daaraan ook aandag gee. Watter kant toe hy moet gaan. Nou okay, en dan as ek nou kom by die planter by die raam spesifiek, nê. En ek weet dis waar julle die modelle eintlik maar amper sê die meeste verskil, ja. Nê. Is op jou tipe rame wat jy het. Verduidelik my hoe werk julle rame? Okay, ons begin by ons gewone basiese drill tipe wat 'n kus het met uitmetertjies by elke planteenheid wat dit dan deur gravitasie laat val by elke saadbuis en kunsmisbuis soos wat dit op die tand is. So hy kom al van vooraf Nee, ek praat ook van die C-series. Dis die gravitasie. Dan begin ons so hy sit letterlik hier op. Ja, dis 2 rye. Dis 2 rye, dis net 'n 2-ry planter met 'n kus in die middel en die saadpype versprei na die voorste en die agterste. So dis die budget planter. Dis die budget planter, ja. Right. Ja, dis nie die enigste budget planter. Dan as 'n ou dalk 'n bietjie verder wil gaan, 'n bietjie groter raak, dan gee ons vir hom die T-series. Die T-series het 'n senterframe van hierdie skenier na hierdie skenier, dit volg op die senterframe. Dan gee ons vir hom 'n 11-tand senterframe. Ja. En saam met die 11-tand senter gee ons vir hom 'n 5-tand vlerk, 6-tand vlerk, 7-tand vlerk. So die T-series begin by 'n 11-tand senter en hy eindig by 'n 25-tand planter teen kom ons sê 300 mm ryspasiering gee jy 'n 7,5 meter planter. En 25-tand planter het 200 perkrag trekker nodig, maal 8. So daar het ons dadelik sê nou kan die boer met 7,5 meter 3,5 hektaar 'n uur plant. En hoe lank is sy dag? 12 ure, 14de, begin hy vroeg, gaan hy reg na. Sy baarwan gevat het 25 uur, nee. Ja. Hardop een dag oor die ander. So dit is die volgende model is die M-series. Hierdie is 'n M-series. Ons het 2 variante op die M-series, 'n 13-tand is die basiese M en dan hierdie variant is 'n 14-tand. Wat ons toe uitgebring het om iets te bewerkstellig wat ons nie op die gewone 13-tand kon doen nie. Ons het ook by die N-series wat basies 'n 16-tand senter is, het ons ook 'n N+ series om dit so te noem, maar hy het 'n 17-tand senterframe. Ja. Nou waar hierdie dinge vandaan kom was ons wou die wiele verder uitskuif nader aan die skenier sodat ons beter grondvolging van die raam oor die terrein het. Ja, ek hoor jy, wat kyk hierso sien die skenier, hierso jou wiel sit letterlik net langs hom. Net binnekant die skenier. So hoe nader die wiele in die skenier is, hoe beter is jou grondvolging. Dit hoef nie presies te wees nie, want ons het die parallelogram hierso en die volg die grond in elk geval, maar dit is baie mikro, om dit so uit te noem, net daar waar die planter eenheid loop, beheer hy dan sodat hy reguleer dat die saad op daai spesifieke posisie reg geplaas word met betrekking tot die grond wat onder die drukwieltjie deurkom. So, wat jy nou vir my wil sê is ook, as ek nou basies begin om my planter te scope, eerste ding waarna ons kyk is, okay, obviously ons wil kyk hoe wyd moet die hele planter wees, maar dan gaan ons en dan sê ons, okay, right, hoe moet die centerframe lyk? In terme van jou, hoe meer jou, ek wil amper sê, hoe meer knoppies jy het wat dit doen en hy moet hierboor kom, dan sal jy dalk gaan na 'n nouer centerframe toe. Yes. Versus as jy 'n bietjie meer plat area het, dan gaan jy gaan na 'n wyer centerframe toe, dit gaan vir jou dan beter werk. En hy hoef dalk ook minder op te vou dan op die einde van die dag, wat die planter dan 'n bietjie goedkoper maak versus Dis reg. as jy nou al die vlerke en goed moet doen, of
As ek te lui is om drade plat te maak om van een kamp na ander een te gaan en ek wil deur al die hekke gaan, dan wil ek ook 'n nouer planter hê. Al daai tipe van goeders dan bepaal wat se senterframe of jou stoordeure. Ja. Dit is nou nie heeltemal goed om jou planter te koop volgens jou stoordeure. Jy wil liewer jou planter koop volgens jou lande. Maar ja, om 'n nuwe stoor te bou kos ook geld. So jy kyk of jy nie net dit aan aanmerking kan neem en dan te besluit gaan jy jou stoordeure so lank groter maak solank jy die ou planter bou nie. Want as jy klaar geplant het en jy wil hom instoot en jy kan hom nie by die deure inkry, dan moet jy begin planne maak met jou stoordeure. Okay, so watter konfigurasies het ek dan nou alles hierso op my noem dit so op die senterraam? Okay, dit na die T wat ons nou gedek het, het ons nou die M en M+, die N en N+, dan het ons die E wat 'n 19 tand senterframe is. En dan het ons die S-series wat ook 'n 19 of 22 afhangende van die reispassering. Want ons het beperkings op die paaie en 22 x 260 is amper dieselfde as 19 x 300 as jy die wyte kyk en dit kan akkommodeer word op die paaie. Van die M-series af het jy enkelvou en dubbelvou en by die S-series die vlaggenskap, hy het 'n M-vou konfigurasie. Hy vou heeltemal inwaarts met sy tande om hom dan nog laer te maak en kleiner en kompakter te maak en die gewigs center of gravity af te bring sodat jy 'n meer stabiele masjien het as jy trek oor skynstes en so. So wat jy my wil sê is as ons begin hierso met die reeks en dan sit ons van vlerkies aan, nee. Ja, en die vlerke wat op die E-series pas op die M-series en vice versa. So ons bou daai masjien in boublokkies op soos wat jou trekker dit kan verdra. Jy kan ook gaan en sê DBX will give you wings, nee, dis hy. Okay, en dan wat ek wil kyk is julle tand, nee. Verduidelik my net gou die basiese beginsel agter die tand. Okay, die eerste element in die tand is die skaar. Ja. Hy breek die grond. Ons standaard skaar en die mees aanbevele skaar is 'n 12 mm frontale area. Yes. Dit gee vir ons die beste. 'n 16 mm is ook beskikbaar. Hy trek swaarder, hy breek die grond 'n bietjie baie meer en dan begin ons wegbeweeg van die neiging en die behoeftes van minimum bewerking met 'n 16 mm. En daardie het 'n tungstenpunt, nee. Hy's tungstenbeslag op en hierdie spesifieke skaar is gemaak om 7 duim diep te penetreer of bedryf te word. Jy kan natuurlik dieper gaan met hom. Ons skare is 5 duim, 6 duim, 7 duim, 8 duim en 9 duim skare. Jou 8 en 9's gaan jy na sandgrond toe wat hoogs verdigtend is om dit aan te spreek. In sulke omstandighede om 'n 9 duim te gebruik en hom te bedryf in klei wat meer is 12% is, 10% is, baie gevaarlik. Jou closing tool wat volg, in die volgende element is nie by magte om daai groef te backfill as die grond sterker is nie. Ek hoor wat jy sê. En dan sit jy met 'n ding waar jou saad val fisies in 'n skag af. Dis korrek en dit is nie wat jy wil bereik. En ek sê koring wat so diep geplant is, hy gaan nou nie so lekker opkom nie, nee. Jou op die closing tool is daar verstellings. Ja. Daar's 6 gaatjies hier en aan hierdie kant is daar 2. Ons praat van A vir above en B vir bottom. Hierdie een is nou in A gestel. En daai 6 tel ons van onder af op. En elke kombinasie van A6 of A3 is byvoorbeeld 16 mm. Plaas ons die kunsmis, die saaddiepte. B2 is 24 mm en so gaan dit elke 8 mm kan ons die plant die saad plaas. En dan net vinnig jou sorry, ek val jou in die rede hierso, hierdie trip aksie van jou, verduidelik my gou hierso. Ek sal nou daarby gekom het, maar nietemin ons is nou daar. Hierdie is 'n wegbreeksilinder in plaas van 'n spring. Ja. Hy het 'n auto reset en hy het 'n kleppie daarbo dat hy vinnig kan wegbreek wanneer hy 'n obstruksie sou tref. En hy het 'n slow return sodat daai tangste nie teen klippe gedisintegreer word nie. Okay, so hy tel vinnig uit en dan kom hy stadig basies terug. Ja. Die eintlike doel is ons wil nie
die tand moet sy posisie verlaat nie, tensy dit op so 'n situasie raak dat jy dalk skade aan die res van jou raam kan doen. En dit is hoekom ons dit ingebring het. Ek hoor jou. Die finale item in die in ons plantereenheid is die drukwieletjie. Die drukwieletjie het 'n sag en vervorm. En ek dink is 'n kruiwawiel. Nee, hy's semi-pneumatic soos die Engelsman sê. En wanneer hy dit doen, dan is hierdie rande skerp en hier's hol, so as jy dit nou omdraai, dan het jy nou so 'n grondprofiel bokant die saad. Die saad sit hier en jou grondprofiel is daar. En dit laat die water na die kante toe loop en as hy dalk droog word, dan kraak hy bo. So jy kan nie kry dat jou graan toeslaan nie, jou grond toeslaan nie, jou so hy staan nie vas nie. Hy slaan nie vas, die saailing kan. En jy weet as jy gaan kyk na jou klein grane, want hy ek wil nou amper sê, kyk, hy druk mos nou nie so hard om uit te kom soos van die ander goeders nie, nê. Ja, so dis baie belangrik daai dat hy nie vaslaan veral as jy harde grond het. Ja, eintlik wanneer grond vaslaan is dit 'n indikasie dat jou koolstowwe te laag is, jou organiese inhoud is te laag. Grond wat sy organiese status reg is, sal nie vaslaan nie, ongeag van die drukwiel. Maar nou ja, daai is nou weer 'n topik vir 'n ander besigheid, nê, want dit is ook, as ek jou reg verstaan, waar die planters eintlik hulle oorsprong het, is laat jy daai tipe benadering kan volg om oor tyd dan nou weer jou koolstofstatus te kan lig. Ja, in 2000 daar in die laat 1900s, klink amper 'n eeu terug, maar dit is maar net 27 jaar terug, het bewaringsbewerking na vore toe gekom as die enigste volhoubare manier om verder te plant, veral in die Suid-Kaap. En dit is hoe die planterontwikkelings om daai verminderde bewerking, materiaalvloei en deklaag te akkommodeer en te los en nie vermenging te kry van die deklaag in die grond om stikstofnegatiewe situasies te kry nie. En dan het daai gronde was ook redelik moeg geploeg in plain Afrikaans gestel, dat die wielietjie het dan so gemaak dat die grond nie sou vaslaan nie. En soos wat die koolstowwe dan bou en die organiese inhoud in die grond bou, so gaan die grond dan homself beskerm teen vaslaan oor die algemeen. Okay, en dan net gou weer vinnig terug hierso by die raam. Is die eerste keer in my lewe wat ek dit sien. Het jy nou gedink jy gaan nou 'n diermodderskerm vir jou tyre opsit nie? Wat gaan hier aan? Nee, in hierdie M+N+ reeks het ons die wiel uitgeskuif, laat die wiel in die skenierlyn sit. Nou so weer terug by daai beginsel, dit gaan oor om hom daar te hê. Om naby dinges en om dan versterking te kry in hierdie lyn, want anders te raak hierdie twee punte te lank, het ons dan nou hierdie aangebring om dit vir ons te bewerkstellig. Hierdie planter is van so 'n aard dat ons nog vlerke kan uitbrei en die boer is van plan om nog 2 7-tand vlerke by te sit en dan in totaal 'n 46-tand planter waar hy nou net 'n 32-tand. Net sodra daai dik trekker kom van oor die water af, nê. Nee. Nou praat jy. Okay, nou kom ons kom hier na die voorkant toe, nê. Nee. Ek wil gou by jou hoor. Hier is nou 'n klein huisie vol tanks hierso. Ek het nog nooit so baie tanks gesien op 'n planter nie. Wat doen ons alles hierso? Okay, standaard het ons altyd 'n saadtank, 2 kunsmisse, want dit is wel die verhouding waarin mense plant. Jou kunsmis is gewoonlik dubbel die hoeveelheid as wat jou saad is. En dit is hoekom ons die 3 tanke het. Die 4de tank is 'n watertank, want ons spuit trifluralin en vooropkoms onkruiddoders op die planter en dit is die spuitbalk wat hier is. Yes. Ja, aan die ander kant sit die pomp wat ook hidrolies aangedryf is, wat die water dan deur die dousetrons voer na die spuite toe. Ons kan nou aan die ander kant toe stap, ons na die dousetrons kyk. Aan hierdie kant het ons dus die 4 hoofprodukte, saad, 2 kunsmisse en water. Hierdie 2 saddle tanks, sytanke, die voorste een is 'n fynsaad tank, om dan fynsaad in die saadlyn
te Dis laat nou vir my invloei. canola en daai goede, nee. Nee, dit is as jy byvoorbeeld selfs lucerne saam met canola Ja? wil plant. Dan kan O, jou as ek canola wil die bysit. hoofgewas en jou lucerne is jou bygewas. Wow. As jy wil medics ondersaai by gars of wil vestig, dan is dit die metode om dit te doen. Ja, as jy dan nou net canola wil in die klein tankie gooi, is dit so, maar ons uitmeters kan met gemak halwe 1 kilogram canola plant, veral met hierdie gearing wat hy nou het. Al wat ons doen is ons draai die boutjies om en ons sit hom in high range, dan kom die groot rat hier en die kleintjie daar, en op daai manier kan ons in 'n hoë range, soos hy nou gekonfigureer is, begin ons by 'n halwe kilogram per hektaar en ons hardloop deur tot by 70 kg. As ons haver wil plant, ons saadroller is fyner as ons kunsmisrollers, kunsmisrollers is grower. Hierdie is 'n fyn saad uitmeter vir somme wat ons algemeen van plaat. Ons gebruik dieselfde uitmeter vir ons slakpille. Hy het maar net 'n fyner groef rollertjie. In hierdie geval het ons die tank vlekvrye staal gemaak en die boer gebruik ook kalium om teen baie lae 10 kg per hektaar, 15 kg per hektaar in sy saadlyn te gooi en kalium by die put te kry. So dit is die versatility wat ons op ons planters het om enige iets by enige iets te gooi soos wat jy dit sal En het hy genoeg wind om al hierdie goeders deur te stoot, Heeltemal. Hoe groter die planter word, hoe groter raak die ligwaier. Hierdie ligwaier is die grootste wat ons het. Ons het hom juis hier opgesit met die oog dat die planter gaan groter word, maar ons ligwaiers is goed genoeg om tot 18 meter, 20 meter planters te kan bedien met lig. En 'n ander ding, wat nogal vir my interessant is, julle maak ook julle eie valvebanks, Ons doen so. Hier het ons 'n 4-kanaal. As jy van hierdie kant af wil kyk, het jy beter. En ons het hom 'n tweede kanaal, 'n 2-kanaal blok bygebring. Ons gebruik ook hierdie in ons strooiers, ons gebruik hierdie ook in ons strooiers. So ons het hierdie komponent wat versatile is oor al ons instrumente. En dit maak onderdeel houding en sulke goed soveel makliker as jy komponente het wat op al jou produkreekse na vore kom. So jy wil vir my sê is, maak nou nie saak wat my verbeelding is nie, Dis amper nou die limitation is hoeveel moeilikheid het op jou plaas en wat jou verbeelding om hulle op te los. Op 'n DBX planter gaan jy vir my 'n oplossing gee. Ek het nog altyd 'n antwoord gehad, lucky. Right, so dit is Rinus hierso van X-Farm. Okay, luister hierso, ja, is niks wat jy nie met daai ding gaan neersit nie. En as jy daai ding gaan spek, ja, op die einde van die dag belangrikste ding is besluit hoe jou senter vry moet lyk. Ja, X-Farm, sit hulle vir jou vlerkies aan. Lyk nie bo of jy onder. Tot volgende keer. Groete.